Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Joe Black, welkom by 'n ma en 'n mikrofoon, 'n podcast waar ons gesels oor ouerskap en dikwels ma wees, maar veral nou in Junie wat Vadersdag gevier word, praat ons ook oor pa wees. En jy natuurlik 'n pa van 2 tienerdogters en ek dink die meeste luisteraars en kykers gaan jou daarom ken as sanger. So ek vra gewoonlik vir mense, stel jouself bekend in 'n neutedop, maar ek gaan vir jou vra, as jou dogters jou moes bekendstel of iets oor jou sê, wat sou hulle sê, wie is Joe Black? Oei, ja. Dit hang af wat se fase jy in praat. As jy nou vra, is hy die irriterendste oudtydse man wat daar is. Maar ek dink hulle gaan vir jou sê ek sal ja, dis moeilik. Eintlik moet ek my dogter vra. Hulle gaan net vir jou sê ek is ook gewoon net 'n normale pa. Dis hoe oud is hulle nou, Joe? 17 en 14 en albei haat my. Myne is 6 en 3 en ek is darm nog in die fase waar hulle dink mamma en pappa is oulik, maar ek weet dit kom, so ek het juist raad nodig oor tieners. Jy gaan nou vir ons vertel, maar jy het 'n paar jaar gelede daardie lied van jou, ek wonder soms, juist vir jou dogter of dogters geskryf. Vertel bietjie daarvan en hoekom het jy dit geskryf? Wat was die saadjie wat ontkiem het daar? So ek kom met 'n geskiedenis. En as ek sê geskiedenis, ek het al alles gedoen. Ek wat op 'n stadium in my lewe, vir 'n paar jaar was ek 'n dwelmverslaafde alkoholist en dit was voor ek getrou het, voor ek kinders gehad het, ek hierdie mal lewe gehad het wat ek alles gedoen het. En toe kry ek 'n dogter. Ek was 27 toe my eerste kind gebore was en ek onthou daai dag toe ek was sien, toe verander alles. Maar op dag 10 toe het sy die RS-virus gekry en ek het hom nog so vasgehou toe hou my kind ophou asemhaal. En ek onthou hospitaal toe gejaag en gesien hoe hierdie 10 dae oue baba vol gate gesteek word om 'n drip in te kry. En my eerste gebed was, Here, vat my asseblief, laat sy okay wees. So in Wondersoms skryf ek Veeprinses, jy is my wonderwerk, want dit was, jy weet, die eerste ene. Die tweede dogtertjie, Mianetjie, sy is op die spektrum, sy is my ander kind, sy is soos haar pa. En so ek sê vir haar, sy is my robbekind, want ons het nog van kleins af, sy was anders. Sy was jy weet, besig en sy is op 6-7 sy gediagnoseer met autisme. So toe skryf ek vir haar 'n vers, maar die woorde in die lied, dan sê ek daar, ek wonder soms wat jy sou sê as ek die legkaart van my lewe voor jou uitlê. En dit gaan oor daai ding van, op 'n stadium is ek hulle hero, ek is alles, ek is die rykste, die sterkste, die frisste, die mooiste, die beste wat daar is. Maar as hulle weet van waar ek kom, is dit half soos, sê nog steeds dink ek so kom, jy weet. So dis waaroor Wondersoms gaan. Ek dink tog dis dalk iets wat tot baie mans spreek, want ek dink baie mans was 'n ander mens. Meeste ouers sal natuurlik so sê, jy was 'n heel ander mens voor jy 'n ouer geword het as na die tyd. Maar ek dink daai ervaring is dalk vir mans ook anders en veral girl dads, 'n man wat skielik die pa is van hierdie dogtertjie en jy dink terug aan jou lewe en jy sê ook in daai lied, sal jy dalk sê ek is alles wat jy in 'n pa wil hê. Is dit iets waaroor jy soms as 'n pa nou ook wonder, nou dat jy al eintlik bietjie deur verskillende ouderdomsfases is en julle is amper by 'n leenesfase oor 'n paar jaar? Ek dink daai is die grootste ding. Ek dink elke pa wil net weet hy doen okay. Ek het genoeg tienerkampe aangebied en bygewoon sien hoe lyk daddy issues. En ek dink my grootste ding is dat ek wil gesonde dogters hê. Ek wil hulle nie issues hê oor iets wat ek gedoen het nie. So daai ding, ek dink eendag, gewoonlik na 'n pa se dood, dan besef mense en sê hulle, ek het die beste pa in die wêreld gehad of iets, maar ek sal like as my kinders sê hulle het 'n goeie pa terwyl ek nog hier is, verstaan dat hulle as hulle vriendinne begin praat oor hoe hulle pa's dit doen, dat my kinders nie eens kan saampraat nie, verstaan. Daai, ek dink dis enige pa se droom en ek weet ek skiet nog kort elke liewe dag. Ja, jy het al baie met jong mense gewerk, soos jy nou sê, jy ken daai baie mense noem dit die pa-wond, né? Die seer wat gelaat word as 'n pa nie teenwoordig is nie, of daar is glad nie 'n pa nie. Maar jy het ook al, soos jy nou sê, jy wil nie jou nalatenskap met jou musiek wees nie, maar eerder oor hoe jy as 'n pa onthou word. Wat dink jy is van daai waardes wat jy graag voor onthou sal wil word? Wat is 'n goeie pa? Mense praat so baie oor wat is 'n goeie pa. So wat dink jy maak 'n goeie pa, 'n pa wat vir die regte redes onthou word? Ja, yes. Weet jy, in die tyd wat ons vandag leef, het alles so verander. Ek meen nou elke pa jaag geld om ek dink vir elke kind wil ons op die voorvoet
laat begin, want ek dink meeste van ons het op 'n agtervoet begin. Jy weet, jy moes jouself opbou tot waar jy nou is vandag en ek wil nie hê my kinders moet deur dit gaan nie. So ons werk onsself dood om vir hulle hierdie lewe te gee en op die einde kom jy agter geld. Dit was toe nie eens dit wat hulle wil hê nie. Dis teenwoordigheid, dis liefde. Ek wou so graag 'n seun gehad het. Ek wil hom leer jag en golf speel en visvang en al hierdie goeders wat ek doen tot ek my eerste dogter gekry het. En toe dink ek soos man, ek weet nie wat ek met 'n seun sal doen nie. Ek sou 'n horrible seunpa gewees het. Ek sou net dogters wil hê want daar's 'n ander deel van my wat uitgekom het, die beskermende een, die een wat omgee. Die een wat my dogters is 17 en 14. Van geboorte af tot vandag toe nog blaas ek hulle hare droog. Hulle het nog nie, ek dink my kind weet hoe om op die eie hare droog te blaas nie. En as ek nie by die huis is nie, dan geslaap hulle met nat hare want dis ons ding. En as ek hulle hare so droog blaas, ek weet nie. Ek dink daai is oomblikke wat hulle dalk eendag sal onthou as hulle kinders hare droog blaas of die kinders doen dit self en dan sê sy weet jy my pa tot ek 43 was my hare droog geblaas. Maak ek weer, maar ek dink om liefde is die meeste. Liefde is die grootste. Elke kind wil ook net weet hulle is okay. En mens praat oor wat jy vir jou kinders is, maar dit is my so mooi as jy sê, jy weet, jy blaas hulle hare droog. Ek dink jy sou nie vir jouself in jou jonger lewe voor jy geweet het jy gaan 'n pa word en wat gewees wat sou jou sê nou maar 20-jarige self wat jy sê wat maar 'n rowwe ou was gedink het as jy opgesê het jy gaan eendag dogtertjie se hare droog blaas en dit sê tog ook vir my daar's ook 'n mate van genesing en ouerskap vir onsself, nie waar nie? Wat het jou kinders in jou kom heel maak en jou vrou natuurlik, daai twee loop ook hand aan hand. Dit is presies dit. Ek dink meeste mense wil sê wat 'n voorbeeld het jou ouers vir jou bestel oor pa wees of wat ook al. En baie van ons mans vandag het sonder daai voorbeeld groot geword. Want onthou ons paas was ook die broodwinners, ons ma's was by die huis gewees. En ons kom nie geskeide huis en al daai goeie. So jy het dit nie uitgefigure nie. Ek doen hierdie vir die eerste keer. Ek doen die eerste een al 17 jaar, maar dit en ek is volk nog besig om te leer wat dit beteken om 'n pa te wees, want dit is my eerste keer wat ek dit doen. Maar ek dink grootendeels net die verhouding bou is iets wat ek geleer het. Dis iets wat ek met my ouers byvoorbeeld, ek en my ma was baie close en dit ek en my pa was weer nie so close nie. En om te sien hoe my dogters as haar moeilikheid is na my toe hardloop, want pappa fix alles. En pappa is die een wat ek wil amper sê my vrou is die strenger een in die huis. Maar wanneer ek kwaai word of wanneer ek streng is, dan sê ek streng een. Maar net daai om ek dink om dit reg te stel, ek dink ek is my kinders een van hulle beste vriende. Maar met die authority van 'n pa, laat hulle kan hier so op die bank sit vir ure en met my nonsens praat oor hulle vriendinne en al hierdie goeters en daai is iets wat ek dankbaar voor is. Dankie. Jy praat ook oor jou vrou, jy sê sy is bietjie die strenger een. En ek dink dis tog ook belangrik om te praat oor ouerskap, oor daai partnership, om nou die Engels te gebruik tussen twee mense. Julle is 18 jaar al getroud. Ook, jy weet, julle huwelik is basies 'n matriek dan nou. So hoe het dit en julle twee wat eers 'n eenheid was, julle benadering tot ouerskap gevorm en natuurlik ook julle as 'n egpaar verander, want die paartjie wat mens is voor kinders en na die tyd is twee heel verskillende dinge. So vertel my 'n bietjie van julle as 'n ma en 'n pa. Jy en Debbie. Deur dit moet jy ook besef, ons kom met twee verskillende agtergrond. Haar ma en pa is nou getroud, hulle is 3 dogters wat in die huis gebly het, hulle is uit die huis uitgetroud met hulle mans. En ook my skoonouers, hulle is nou nog getroud. My dinamika was anders. Ek kom uit 'n geskeide huis uit, het stiefpaas en stiefmaas gehad, maar meeste van die tyd by my oupa groot geword. So in daai deel van so my distorted prentjie van hoe ouerskap lyk is heeltemal anders as hare. So ek dink in die begin was dit daai van ek het gesê hulle gaan vrye teels hê want dis hoe ek groot geword het. Daar was nie baie reëls vir my in die lewe gewees nie en sy het struktuur gehad en ek deel nie goed met struktuur nie. Maar hoe ons nou in hierdie kom en dan gooi 'n autistiese kind in die mix en dan gooi 'n pluggie in die mix want ek het 'n dogter wat 'n overachiever is en ek het 'n ander een wat soos op pa of glo skool is vir fools, jy weet daai tipe. Ek dink is reël
in daai aspek, maar vir een of ander rede maak ons dit werk, want ek het ook per ongeluk 'n malletjie getrou soos ek. In watter opsig? Ja, verstaan my kinders, hulle kan nogal skaam kry vir ons, want as ek en my vrou die dag laf is ons laf, en ons gaan ijskaat saam met hulle, en as ons saam is, ek en my vrou maak die grappe waar my kinders naderhand sê hulle net soos hou op asseblief, jy weet mos, as hulle vir jou sê jy's cringe of wat. Maar net sin weet ek ook my dogters is versot op hulle ma. Net die manier wat hulle almal saam wil wees. Dis 'n ander ding wat ek wou sê, wat ek bevoorreg is. My dogters hang saam met ons uit, en ek sê vir hulle, julle nie eers bly die maatjies nie, kan julle nie net vir 'n oomblik los ons sê, dan sê hulle nog wil saam met julle wees. So dit beteken ek doen dalk iets reg. Ek dink baie ouers sal hulle voortande gee vir daardie voorreg van kinders wat by jou wil tyd spandeer. Maar ek wil nou ook vra oor daai wat jy gesê het om in omstandighede groot te word wat dalk nou nie ideaal is nie. Dit is nie die tradisionele ma en pa en jy wat regtig soos jy sê, daar was stiefouers en dinge. En ek dink vir baie mense is dit 'n rede dat hulle of versigtig is om kinders te hê, hulle het moeilik self groot geword, of redes oor hoekom ek as 'n ouer self droog maak of so. En ek het al so baie op hierdie podcast daaroor gepraat, so 2 jaar gelede het ek met Jaco van Skalkwyk, 'n man van The Character Company, baie soortgelyke werk as wat jy ook doen. Hy het sonder 'n pa-figuur in sy lewe groot geraak en hy het eintlik sy lewe daaraan gewy om vir jong seuns manlike rolmodelle te gee. Hulle vat hulle op kampe, hulle gaan doen al die tipe van dinge. So ek wil jy moet ook praat dalk met 'n man wat uit omstandighede kom wat dieselfde is as jy, maar sê, maar ek het nie 'n goeie pa as 'n voorbeeld gehad, of 'n betrokke pa, of ons verhouding is nie goed nie, wat dit ook al sê, daar is een of ander vorm van seer. Daar is dan tog ook redes dat jy kan daai seer oorkom en jy kan self 'n teenwoordige, betrokke en goeie pa wees, want ek dink vir baie mense is dit maar 'n vrees wat daar in hulle hart sit, veral mans, en een wat hulle nie oor praat nie. So alles wat jy blameer vir jou tekortkominge. Verstaan, ek kan sê, luister, dis op weens die feit dat ek sonder 'n pa groot geword het of uit 'n gebroke huis uitkom, is ek nie 'n sukses nie, en ek weet nie hoe om konflikte hanteer en al daai goeters. So jy het al hierdie verskonings, jy kan dit aanhou gebruik totdat jy 'n wen kry, totdat jy sukses behaal. Dan moet jy daai selfe goed wat jy blameer het vir jou tekortkominge, moet jy eer vir waar jy is vandag. So ek kan 'n slegte pa wees want ek het nie 'n voorbeeld gehad of wat ook al nie, of as ek 'n goeie pa is, moet ek dit eer, die feit dat ek het besluit ek gaan dit anders doen, of ek het vrede gemaak. Eerstens, ek het besef my pa, hy het ook vir die eerste keer, hy het nie geweet hoe werk hierdie. Niemand het vir hom die handleiding gegee van wat dit is om 'n man te wees, en tweedens nog erger om 'n pa te wees. En so kyk ek na alle mans daar buite, want daar is slegte voorbeelde van pa's daar buite. En dan kom ek agter, dit is nie 'n karakterding nie, dit is 'n niemand sê vir ons hoe werk hierdie nie. En selfs met ma wees, julle het hierdie instink wat inskop, julle weet hoeveel stoupyn om te gee, julle weet wanneer moet die kind eet en al daai. Los hy baba vir 'n week by 'n pa en daar's chaos. Want dit was nie ons rol nie, dis nie wie ons is nie. So ek dink vir die mans daar buite wat voel hulle kom kort met pa wees en dit. 'n Kind het nog nooit, of my kinders het voor die ouderdom van 12 nog nooit in my lewe vir my gevra, het ons geld nie? Hoeveel rand is in jou beurs nie? Is ek suksesvol nie? Het ek 'n werk nie? Is ons huis duur nie? Hulle het nog nooit sulke gevra nie. Hulle wil weet, is ek lief vir hulle? Kom ek huis toe? Wanneer gaan ek hier? Hulle wil, so jy is die beste pa wat jou kinders kan kry. Al voel dit nie vir jou so nie. Ek dink my kinders kan meer hê. Ek dink my kinders kan gelukkiger wees, maar vir die oomblik as jy hulle vra, hoor hierso, jy het 'n redo. Jy kan enige pa in die wêreld gaan kies nou. Of jy kan jou pa kry vir die res van jou lewe, en ek belowe jou, elke kind, hoe goed of hoe sleg die pa is, sal hulle eie pa kies, want dis 'n liefde wat jy nie moet kies nie, dis 'n liefde wat daar is van geboorte af. En dan as daai moeilike tye tref, jy het ook gesê, jy weet, RSV toe die enetjie klein was, op die spektrum, dink Kawasaki siekte is ook gediagnoseer by jou en dogter. Julle sal deur baie met kinders, en soos 'n ouer sal weet, dit is, as dit nie goed gaan met jou kinders nie, gaan dit nie goed met jou nie, maar hoe het julle hierdie moeilike tye ook verwerk, want veral 'n siek kind, en 'n kind met leeruitdagings of enige van so iets is regtig nogal 'n uitdaging, en kan ook baie stremminge op 'n huwelik plaas, so jy en jou vrou as 'n eenheid, en jy as 'n individu, hoe het julle hierdie storms trotseer?
Ek dink eerstens ook elke pa wil, soos ek sê, jy wil weet jou kinders gaan okay wees. Jy soek die beste vir jou kind. Inteendeel, jy wil hê jou hoogtepunt moet die wegspringpunt wees vir jou kinders. En my jongste dogter het Kawasaki disease gekry toe sy 6 was en sy 2 aneurysmes op haar hart gehad. En dan praat die dokters van sy gaan miskien 'n hartoortplanting moet kry. En die was nog voor Joe Black. Hierdie was voor ek 'n inkomste gehad het. Ek dink ek het net 'n mediese gekry. So daai druk was klaar op ons gewees. En dan dink ek, okay, maar gaan hierdie kind ooit alright kan wees, want hulle sê sy mag nie hardloop nie. En vir 'n 6-jarige om vir haar te sê jy mag nie by die skool speel nie, en wou sy sit want hierdie aardjie in jou hart kan bars en sulke goeters. Ek dink dit was vir my taaf, wat ek dink soos hoekom. Sy's so mooi dogtertjie, hoekom het ek hierdie kind met hierdie defek? En dan 'n jaar later sê hulle sy's nog op die spektrum op en dit. Nou is sy 14 jaar oud, wise as ek vir jou sê, slimmer as 'n eiland. En sy sê een met my in lyn nou, wanneer ek dink ek's te cool, net om my te herinner, ek's nie cool genoeg nie, jy weet daai tipe van en genees. Ek meen ons het sy het elke 6 maande na 'n kardioloog toe te gaan. En aneurysmes is kleiner, sy's gesond en ek dink deur daai, ek en my vrou het verskillend gedeel met hierdie. Soos toe ek hoor sy's op die spektrum, ek het dit nie aanvaar nie. Ek het beklei wat ek net gesê het, soos my kind is normaal, die manier wat sy met my praat. Dis net wanneer jy of 'n vreemdeling by is wat jy kan agterkom, hierdie kind koop met mense om aan, sy koop met geluide en skerp lig en al hierdie goeders nie. En laat ek en my vrou se argumente was dat ek sê, partykeer voel dit vir my julle maak my kind seker as wat sy is, soos wat ons al probeer beskerm en haar verpiep, en dit het baie konflik tussen my en my vrou veroorsaak. Tot nou, waar ek dink met my vrou wat self siek is, my vrou het lupus. So tussen haar siekte en die kinders siekte het ek half geleer dat almal is besig met hulle eie battles, maar die feit dat in daai glimmers en die oomblikke wat great is ons een van die gelukkigste families wat ek ken. En daai oomblikke dis die oorwinnings wat jy moet vat. So. En wat is vir julle as gesin, as ons nou 'n bietjie kyk na die lekker van gesin wees en die lekker van pa wees, vertel my wat is vir jou van die hoogtepunte van net julle as gesin saam, en wat doen julle wat vir jou warm om jou hart te maak? So ons hou daarvan om te ijskaats. Ek het gaan een ding soek, want ek is outgoing, ek is op die golfbaan, jagveld, drag race, ek toer die hele wêreld vol en goeders, en dan het ek hierdie 3 kluisenaartjies wat hou daarvan om by die huis te wees. Ek wou iets kry wat almal van hou. En ons het so getoets, ek het hulle gevat vir golf, hulle haat golf. Net op Vadersdag, die enigste dag wat hulle golf gaan speel, maar dan sê die 3 girls vat my om golf te gaan speel, en ry hulle in die karretjie en hulle kyk, speel ek alleen golf. Sal nooit vir hulle sê, nie leuk om alleen golf te speel nie, maar dit is maar toe ontdek ek ijskaats. Altoe my dogters like dit. My vrou toe sy jonger was goed vir ijskaats, toe koop ek vir almal ijskaatse. En toe besef ek, maar dit lyk sleg as ek hier altyd op die kant sit en net vir hulle kyk. Toe koop ek vir my ook ijskaatse. En dis horrible. Maar anyway, dan ek 1 keer, 2 keer 'n maand gaan ijskaats ons, of ek het die lekkerste bank, as ek nou so oorkyk, kyk ek heeltyd na my sitkamer en sit ons 'n movie aan wat almal wil kyk, en dan gaan ons out. Ek is bevoorreg weer eens, my dogters en my vrou het die skerpste en die mooiste sin vir humor. So die word gereeld gelag in ons huis, soos wat jy nie kan glo nie. Maar ek dink ook, jy sê daai van die gesin wat wil tyd saam spandeer, dit spreek tog ook tot die vermoë om met jou ouer te kan kommunikeer, dat jou kinders moet tog voel, hulle kan met jou kom praat, en daarom wil hulle met jou kom praat. Veral in die fase waarin hulle nou is, Joe, want jy het gepraat van voor 12, en dan dink ek na 12 is daar weer heel ander uitdagings. So julle is nou in die tyd van kinders waarskynlik met sosiale media of fone of wat wil hê ten minste, en bietjie meer vergelyking met ouderdomme, selfbeeldkwessies, al daai goed wat ons sien van tieners, en veral vandag se tieners wat nie 20 jaar terug en selfs toe ons jonk was enigstens 'n kwessie was nie. So hoe bestuur julle dit, daai unieke uitdagings van om 'n tienerouer te wees in die digitale era? So my dogters het laat eers sosiale media mag kry. Ek dink my jongste dogter het ons 'n maand terug toegelaat om Instagram te kry. Maar ek beheer wie sy follow en wie haar follow en daai goed is. Maar dan die cool ding is, op hulle DM's, dis net ek en hulle.
So as ek 'n mooi ding kry, jy weet daar's altyd hierdie video's to my daughter. Dat stuur ek dit vir hulle en dat daar iets is, iets wat vir my mooi was. My oudste dogter het nou vir my 'n boodskap gestuur wat die meisie praat so dan sê sy verwag nooit as 'n man vir haar sê hoorie ek kan nie nou dit doen nie, dan sê sy my pa kan. En as hy sê ja maar ek weet nie hoe om dit, dan sê sy maar my pa kan. So as jy nie weet hoe om dit te doen nie, my pa kan. En daai was vir my so halwe so 'n subliminal boodskap wat my dogter vir my, jy weet, half stuur soos ek sal nog altyd, sy sal altyd daddy's girl wees. Ek sal altyd die go-to wees. Ek het vir my kinders gelieg van kleins af, waar ek hulle gesê dis 'n reël van die lewe is dat elke keer wat jy verby jou pappa stap, moet jy hom 'n druk en 'n soen gee. So dit is cool. Ek kry drukkies en soentjies sonder dat ek eers vra, want hulle maar moet nou nie vir hulle sê dit is nie reël nie, maar hulle glo dit sê in die Bybel sê dit so. Dit behoort 'n reël te wees. En dan ek maak 'n stupid ding daarvan altyd. En dit gaan nou oor selfbeeld boost. Dus ek sal my dogter vra, ek sê is dit lekker? Want sy sê wat? Sy kom so mooi te wees. Is dit lekker om so oulik te wees? Of jy weet ek sê gereeld vir hulle hoe lief is ek vir hulle en hoe mal is ek oor hulle en hoe hulle my gunsteling mense in die hele wêreld is en dat op die oomblik is dit al opinie wat tel. Verstaan, jy is nie hier om iemand anders te prys nie en ek kan dit net vir hulle leer omdat ek dit moes snap oordat ek gesien het, ek weet hoe voel dit om my held te wees en ek weet hoe voel dit om 'n hond te wees. Ek weet hoe voel dit as almal van jou hou en ek weet hoe voel dit as almal jou haat beskiklik. En totdat ek besef maar die 3 opinies wat die meeste saak maak, hulle sit hier in my huis. Want die dag as ek doodgaan, gaan meer mense my onthou as wat mense my gaan mis. Die mense wat my gaan mis, hulle sit nou iewers in hulle kamers besig om met die honde te speel of wat ook al. Hulle vir jou gaan ek 'n stadion uitverkoop, 'n tribute show verkoop, Loftus vir Joe Black of wat ook al en daarna gaan jy net aan my dink as jy een keer my liedjie hoor. Daai kinders sal konstant tot die dag van hulle dood my onthou. So dis vir my belangrik dat hulle opinie oor my tel en hulle moet weet my opinie oor hulle is al wat nou saak maak. En wat sou jy wou gesê het vir jou 20-jarige self, 'n heel ander man? Jy het soveel lewenswysheid en ervaring bygekry, maar daai man wat op 'n heel ander plek in sy lewe was, wat jy sê dwelmverslaafde was, gesukkel het, nie 'n voorbeeld van 'n pa gehad het nie. Wat sou jy vir hom gesê het oor ouerskap en die lewe wat voorlê? Is moeilik want daai Joe wou nie trou nie. Daai Joe en nie oor dat ek gedink het ek wil hierdie losgat wees vir die res. Ek het nie gedink ek kwalifiseer vir liefde nie. Ek het nie gedink daar sal iemand wees wat my kies vir die res van hulle lewe nie. En ek weet toe Debbie oor my pad kom, selfs dan twyfel jy soos sy like my net want ek's flippend aantreklik. Nee, nie grap. Dink nog steeds die hele tyd wat die hel soek sy hierso. Verstaan, want dit is nie vir geld nie. Dit is nie vir my looks nie. Dit is eers my persoonlikheid nie want ek pee haar af, jy weet gereeld en wat moet jy doen? Jy het nie waardig om hierdie ewigheidsliefde te hê nie. En dan kry jy kinders. So ek sal vir daai jonger Joe sê eerstens jy gaan nooit reg wees nie want ek het uitgestel soos ek sal trou wanneer ek geld het. Jy gaan nooit genoeg geld hê. Ek sal eers kinders hê as ek gevestig het. Luister hierso. Jy kan kinders grootmaak met R5 'n maand. Dit het ek bewys. Ek dink as ek myself kon neersit sou ek net vir hom sê soos dude, byt net vas. Jy gaan nie imagine hoe dinge oor 20 jaar, jy gaan nie eers glo wat hoe dit is nie. En ek dink die 20-jarige Joe is so avontuurlustig en kansvatter gewees dat as jy vir my gesê het daar's 'n kans dat dinge great gaan uitdraai, het ek voluit vir dit gegaan. So nee, ek's bly hoe dinge uitgedraai het. En dan dalk 'n boodskap vir ander mans en paas. Ek kom nogal agter, ons vroue praat baie oor ma wees en ons emosies en die uitdagings en dinge, maar ek dink paas sit ook met dieselfde gevoelens en onsekerhede en vrese. Maar daar's nie groepies op Facebook waar paas post en sê, hallo papas gee vir my raad dit en dit en dit nie. Jy sê veral na jou lied staan vas het mans nogal uitgereik na jou toe. So dalk 'n boodskap vir ander paas, so op Vadersdag maand oor pa wees en dalk die dinge wat mans ook met mekaar oor moet praat, ja. So, net om vir jou te verduidelik hoekom ons so is soos wat ons is. Okay, dit is nie geen man kies om nie weet hoe om te kommunikeer nie. Ek is 'n
Ek is jou tipiese deursnee man. Ek weet nie hoe om my Ja. emosies, dit wat ek voel in woorde te sê, want as dit uitkom, dan klink ek of kwaad, of geïrriteerd, of gefrustreerd, en eintlik wil ek net uiting gee aan hierdie ding wat ek voel. Dis Mm. oor ek as 'n dogtertjie pa, en as 'n man wat ook op 'n tyd 'n seun was. Ek was 'n laaitie nou die dag, en nou is ek al 44. Seuns word geprys vir hoe taaf ons is. Ons word geprys vir hoe ons opgestaan het teen 'n boelie, en as ons geval het en ons bene is oop, die feit dat ek nie huil nie, is ek pappa se sterk bil. Ja. Verstaan, so, maar as ek gehuil het, dan soos kom is hy so erg nie, en dit so, 'n seun is 'n hele ander, hoe harder jy is, hoe meer word jy geprys. 'n Dogtertjie, en as 'n dogtertjie pa, as my kinders, ek kan sien as my dogter emosioneel nie reg is nie, dan sit ek by haar en ek hou haar vas, en sy 17, sy lê so bondel op my skoot, en sê ek vir haar, vertel my wat gaan aan, en dan wil sy nie, en dan trek ek dit uit haar uit, totdat sy haar hele hart skoon het, en gevoel het sy het heeltemal ontlaai. En ek dink, hoe het ons nooit met ons seuns gedoen nie? Dit is hoekom mans sit waar hulle is vandag, want ek mag nie gepraat het nie, ek mag nie gehuil het nie, ek mag nie gesê het nie, en nou sê vir my ek moet dit doen, maar as ek nie geleer het hoe om dit te doen nie, wat die hel wil jy hê? Verstaan? Ek dink en ons is nou in 'n nuwe era. In die laaste 10 jaar het mense eers begin goed sê, soos ja, dis okay vir 'n man om te huil. Dit skop nog vas teen ons, want vir 40 jaar van my lewe, of vir 30 jaar van my lewe het ek gehoor ek moet nie huil nie, en as ek wil huil, moet ek nie laat my vrou en my kinders dit sien of wat ook al nie, en nou sê die mooiste ding is 'n man wat kan huil. Nonsens, dit sit nog nie by ons, jy verstaan. So vir die mans daar buite wat deur hierdie goeters gaan, ek sê vir die ouens, kry vir jou 6 ouens in jou hoek, en daar's 'n rede vir 6, is die feit dat 6 manne gaan eendag my kus dra, en ek sal like om te dink dat daar 6 manne wat my dra terwyl ek nog lewe ook, jy weet, so, ek's bevoorreg, ek het so 'n paar pelle, as ek besig is om te crack, of voel lewe raak te veel, dan bel ek hulle, want my vrou is my vriendin, en sy is my beste vriend. My vrou weet nie alles nie, my vrou weet nie hoe baie stres ek nie, of my vrou weet nie hoe diep in die moeilikheid is ek, of daai goed nie. Ek gee haar net genoeg info om daai verhouding te satisfy. Maar my pelle, hulle weet hoeveel geld is in my bankrekening, hulle weet hoeveel shows het ek hierdie maand, hulle weet waaroor stres ek, hulle weet waaroor lê ek wakker in die aand. So, die mans al buite, eerstens, jy doen okay. Die feit dat jy nog hier is, beteken jy doen bly okay. En dan hierdie indringer gedagtes, soos my familie verdien beter as ek. Ek weet my familie verdien beter as ek, want die essence wat ek is, ek dink ek kon beter gewees het in so baie goeders. Ek kon beter gewees het in my teenwoordigheid by die huis, of my kommunikasie skills, of in my besigheidsbestuur, of die finansies bestuur, en ek kon beter gewees het in alles, en dit, so, daar is iets beter vir hulle daar buite. Maar vir 'n flip, ek weet daar's niemand wat hulle so lief het soos wat ek sal, of niemand wat naaste by hulle kan lief hê soos wat ek hulle lief het nie, en dit maak my die perfekte persoon vir hierdie familie, en dit maak elke man op buite die perfekte persoon vir sy gesin. Sjoe. Pragtige boodskap, dankie. En dis toevallig ook waarmee ek gewoonlik hierdie podcast afsluit. Ek sê ook jy's die beste ouer vir jou kind, en dis so 'n waar boodskap. Dan my heel laaste vraag aan jou. Ek vra gewoonlik vir die vroue, as ek nou met 'n ma praat, wat het jy by jou ma geleer? Ek wil by jou hoor, maar veral in Vadersdag, want jy het nou gesê jou oupa het so groot en leidende rol in jou lewe gespeel. Vertel ons van die oupa en wat het jy by hom geleer? So, net vir jou noem, so ek en my pa, ons is close. Hy gaan my 10 nou video call na hierdie. Ek en my oupa was gatgabas geweest. Maar buite net, ek het soveel rolmodelle in my lewe gehad. So as ek nou vir jou moet sê, my oupa het my iets geleer. Ek het goed by my pa geleer. Ek het by Pelle se pa's geleer. Ek meen, hoe om te bid, het ek nie by my oupa of my eie pa geleer nie. Ek het by 'n skoolpel se pa geleer. So daai tipe goeders, maar as ons praat oor een ding, ek dink my oupa se grootste ding was nederigheid. Sy ding was, sy groot slogan het in ons kombuis al die jare gestaan het, is walk with kings, but never lose your common touch. En ek het dit nooit verstaan nie, tot die dag wat ons famous word, en ons is Joe Black en al die goeders, en ek probeer nog steeds Joe Engelbrecht wees, die ou wat ek nog altyd was. En dan prys mense jou, soos, Jesus, ek kan nie glo jy het tyd afgestaan om hier by ons te, dan dink ek soos, waar praat, verstaan, ek
ek het die voorreg al gehad om by die wêreld se bekendste mense en die rykste mense se huise te kuier. Maar ek was nou die dag by Moeg gesukkel gewees en ek het tussen daai mense opgesit en toe ek dit snap dat dit my nie pla nie en dat dit eintlik my kos, my siel voed oor hoe ek met mense oor die weg kan kom, te besef ek dis een van die belangrikste goed wat my oupa my geleer het. Walk with kings, never lose your touch. Dankie, en ek dink wat ek ook hier uitneem is, ons praat baie keer as vroue as 'n mom village, jy moet ondersteuning hê, die mekaar ondersteun as vroue en ma's, maar wat ek ook by jou hoor is pa's het dit ook nodig, mans wat mekaar ondersteun en wat jy van verskillende mans in jou lewe, jou pa, oupa, die vriende, daai 6 mans. So dankie dat jy dit gedeel het, die hart van 'n pa gedeel het en net jou wysheid en alles wat jy nou al oor die jare geleer het en regtig 'n pad wat jy gestap het as pa en wat jy as man ook vir jou dogters beteken. Dankie, Jo. Dankie.